Môre hier by Adult Pharma. Nou ja, dis tyd vir ons YouTube video. Vandag wil ek 'n bietjie gesels oor the food pyramid. En die slogan wat ek raak gelees het hierdie week is How the food pyramid shaped the obesity epidemic. Nou ja, jy weet, ek weet, ons het effens van 'n probleem. Ek dink wêreldwyd, nie net in Suid-Afrika of in Amerika nie. As mense word oorgewig en ek wil 'n bietjie gesels daaroor dat jy dit ook 'n bietjie beter verstaan. Jy weet natuurlik hier by Adult Pharma where we get you bedroom ready on demand with instant over-the-counter wellness supplements and sexual health products, and where we liberate the conversation about sex. So, kom ons gaan bietjie daarin. Hy was oorspronklik die food pyramid, wat ek net hierdie bladsy reg kry hier, was geskryf in of geskep of gestig in 1992 en om mense te help om as 'n guideline, nie 'n moed of net as 'n guideline vir hoe jy na kos moet kyk. Nou voor 1992, wel natuurlik, dis die FDA, Food and Drug Administration in Amerika, wat hom geskep het of gestig het. Voor dit was daar 'n paar ander voorbeelde ook wat baie naby aan dit was. Dit was natuurlik die heel eerste in 1974 en ek wil net die naam hier lees. 'n Sweedse vrou, Anna Britt Angsater, het die eerste ene geskep in 1974. Hare was gebaseer natuurlik. Ons moet onthou waar die food pyramid vandaan kom. Oké, ons sal nou by hom uitkom. Kom ons gesels gou, wat was die hoofdoel? Om 'n riglyn te skep vir mense rakende voedselinname en voedingswaarde. So verskeidenheid, matigheid en proporsie was die doel gewees. En jy kan klaar seker al aflei waar ons probleem is. Verskeidenheid is fyn. Matigheid, ek dink ons eet te veel en ons eet die verkeerde proporsies. Soos byvoorbeeld carbohydrates of koolhidrate word omskep in energie, maar ek dink ons eet 'n bietjie te veel daarvan op die oomblik. Die Wêreldbank het in 1990 gesê, luister manne, ons sit met 'n klomp mense in die wêreld wat undernourished is, so ons moet 'n plan hê om hulle te voed, en hulle doelwit was om armoede te halveer teen 2015. En so ons kan kyk nou hier in 2024, ek wil net die stats hier vir jou sê, 700 miljoen mense, so dis so 8,5% van die wêreldbevolking, wat nog onder uiterste armoede leef, of minder as $2.15 per dag. So die syfer is redelik stabiel, en die projeksie is 622 miljoen teen 2030, wat 7,3% van die totale bevolking gaan wees. So die standaard Amerikaanse dieet volgens hierdie voedselpiramide was dan nou niks meer as 'n oplossing vir 'n besigheidsprobleem nie. Wat was die besigheidsprobleem? 1, ons moes kos op groot skaal kan produseer. 2, dit moet nie te duur wees nie, omdat daar soveel mense nog in absolute armoede leef. 3, dit moet nie bederfbaar wees nie, natuurlik, so iets wat jy vandag produseer, moenie of hoef nie vandag gebruik te word nie, so hy moet 'n shelf life hê. En 4, hy moet draagbaar wees, hy moet vervoerbaar kan wees. En dit is wat ons vandag sien, is dit nie? Dis wat jy vandag sien as jy in 'n supermark instap. Wat sien jy? Rye en rye en rye en kos, goedkoop, nie bederfbaar nie, dis draagbaar of vervoerbaar, of dit is geseël sodat dit sommige van die produkte tot maande kan hou in jou kas. En natuurlik, dit moes lekker proe. En dis waar die suikergedeelte inkom.
om het palatable te maak, soos hulle in Engels sal sê. En die suiker is nie so goed vir ons nie. Ons sit met 'n diabetes epidemie. Ek kan vir jou sê, hier in Suid-Afrika het die diabetes syfer in die laaste 6 jaar verdubbel. Wat skrikwekkend is, die World Health Organization se jaarverslag van 2024 sê, there are now more obese people in the world than there are undernourished people in the world. En sommer by 'n goeie klompie. So dit is 'n groot probleem. En dit is die oplossing wat ons gehad het vir hierdie uitdagings wat ons gehad het om kos op groot skaal te kan produseer. Ek wil net hierdie sinnetjie vir jou lees hier wat hierdie verslag sê. Dit het dus die probleem van ondervoeding op 'n suiwer kaloriefront opgelos. Ons is in 'n sekere sin slagoffers van ons eie sukses. Presies wat gebeur het. Die food pyramid, ek sien baie negatiewe kommentaar daaroor. Sy hoofdoel was nie om jou obese te maak nie. Dit was om daardie besigheidsprobleem 'n oplossing voor te vind. Pieter Attia, dis een van die dokters wat ek volg hier by Adult Pharma, wat ons op sosiale media volg. Hy sê, ons is opportunistiese omnivore. Ons het geëvolve deur enigiets te eet wat ons in die hande kan kry, maar ons het nie baie daarvan geëet nie, omdat eenvoudig 100 jaar terug nie baie daarvan beskikbaar was nie. Daar was nie supermarkte 200 of 300 of 500 jaar terug nie. En ons voorouers was baie meer aktief geweest as wat ons nou is. En as jy gaan kyk na al ons TikTok video's en die 7 of 8 video's wat ons nou al vir YouTube gemaak het, sê ons vir jou in elke video, maak nie saak wat jy kies om gewig te verloor of om gesond te leef, om te eet nie, maar oefening moet beslis deel van jou daaglikse plan wees. Maak nie saak wat jy kies nie. Oefening is baie belangrik. Die voedselpiramide bestaan uit 4 vlakke uit. Vlak 1 is jou koolhidrate of jou graanprodukte, wat ook dan nou vesel in het. Vlak 2 is jou groente en jou vrugte, wat jou noodsaaklike vitamine, minerale, vesel en antioksidante verskaf. Vlak 3 is jou proteïene, kalsium en ander belangrike voedingsstowwe wat daarin kom. En dan 4 het hulle 'n vlak gehad met die naam van vette, olies en soetgoed. Nou ja, jy kan klaar daardie probleem sien, nee. Ons het nou al 'n paar dinge geleer die laaste 30 of 40 jaar. Hulle sê wel daar in die subkategorie, dit moet spaarsame gebruik word, aangesien dit hoog is in kalorieë en vette en veral ongesonde transvette en toegevoegde suikers. Nou ja, toegevoegde suikers is seker een van ons grootste probleme. Gaan kyk maar op enige label wat jy gaan kry in 'n supermark. Fruktose, cornsyrup, maltodextrin, daar is omtrent 50, 60 verskillende, in fact, maltodextrin word gelys as 'n koolhidraat en nie eers as 'n suiker nie, en hy is 5 keer soeter as 'n gewone suiker wat jy, 'n tafelsuiker wat jy kry. So ons kyk na makrovoedingsstowwe, dis jou koolhidrate, jou proteïnes, jou vette en jou water. So water is baie belangrik, en dan jou mikrovoedingsstowwe wat jy in kleiner hoeveelhede nodig het vir die regulering van jou liggaamsfunksies, wat jou vitamines en jou minerale insluit, wat dan nou ook wat jy op 'n daaglikse basis gaan nodig hê. Dis verseker. Kruie en speserye, ek kan vir jou sê, dit moet deel van jou daaglikse etes wees of in jou daaglikse etes wees. Jy kan kyk na pylwortel, kaneel, borrie, basiliekruid, kruisement, rooi peper, dil en currypoeier. Almal gesonde speserye wat 'n vitamienaanvulling vir jou verskaf. So vir jou om gesond te eet, gesond te leef, gewig te verloor, gaan 'n gedragsverandering nodig hê. Jy gaan moet kyk na jou proporsies, soos ek nou gesê het, ons eet hopeloos te veel koolhidrate in vergelyking met die ander produkte wat beskikbaar is. So in 2011 is die voedselpiramide, soos ons hom ken, is hy vervang met MyPlate,
So die 4de vlak, die vlak met die vette, die olies en die soetgoed, is toe verwyder, so daar's net 3 vlakke op die MyPlate. Graanprodukte is vervang met volgraanprodukte, so dat daai bewoording verander. Klem is geplaas op 'n variëteit van groente en vrugte, en hulle gaan dit elke 5 jaar, gaan hulle dit update om by te hou met die nuutste tegnologie. So MyPlate is vir my 'n beter voorstelling van wat jy daagliks moet inneem om vir jou die nodige energie te kan verskaf. Hier is 'n belangrike feit wat jy dalk nie van bewus is nie. Die gemiddelde liggaamsvetpersentasie het gestyg van 12% in 1990 tot 40% in 2024. Kindervetsug het 'n soortgelyke tendens gevolg. Nou ja, as jy weet wat die Body Mass Index is, daai calculator, dan sê hy vir jou Body Mass Index moet tussen 18 en 25% wees, dan is dit normaal. So hier praat hulle nog van 12%. Bo 25 word jy gereken as obese, wat dan nou 'n 40% beter kans het vir jou om diabetes, hoë bloeddruk, hartaanval, hartsiektes ensovoorts te kry. So, my opinie, was 'n groot fight oor proteïene, koolhidrate, lae vet diets en al daai tipe goed. Ek sê, is beter om koolhidrate te eet en te oefen, as om heeltemal koolhidrate uit te sny en nie die energie te hê om te oefen nie. Want die oefening is die belangrike skakel daarin. Daar is soveel te eet, en ons sal nog video's maak oor die meeste van hierdie goed. Ek het nou gou gekyk in die week, daar's 'n keto, daar's 'n mediterraneans, daar's 'n vegan, daar's 'n vegetaries, daar's 'n carnivore, daar is 'n intermittent, daar's 'n paleolities, daar's 'n rou, daar's 'n Atkins, daar's 'n eliminasie, daar's 'n flexitaries, daar's 'n gluten-free, daar's 'n self-beach, daar's 'n zone, frutarius, vegan, detox, pescatarius. Ek is natuurlik 'n groot voorstander van intermittent fasting, en ek is besig om dit ook te dokumenteer. Ek is al so amper 2 jaar besig met intermittent fasting, wat dit nou 'n leefstyl of 'n gewoonte is by my, wat ek dit weekliks toepas. En ja, as jy die resultate wil sien, vra vir my op die skakel. Jy kan sommer hier in kommentaar, kan jy net sê #MyPlate, en dan maak ek met jou kontak en ek stuur vir jou skakel met al ons resultate oor wat gewerk het en wat nie gewerk het nie. Ek hoop dit gee vir jou 'n bietjie net 'n reflective view of waaroor die voedselpiramide begin is. Hy is oorspronklik in 1943 was die heel eerste en dit het hulle uitgebring om mense te help sodat hulle kosse kan ransoneer, want dit was in die middel van die Tweede Wêreldoorlog. So dit is waar die food pyramid oorspronklik begin het in 1943. Niks te doen met om gesond te eet nie, dit was net daar om seker te maak dat jy binne die rantsoen raamwerk wat toe beskikbaar was, binne daai raamwerk kan bly en om jou te help om te beplan vir jou etes vir jou en jou gesin. Volgende week gesels ons oor the dopamine circuitry. Ons is bietjie besig ons navorsing te doen, soos jy nou weet. Ons lees boeke, daar so 5, 6, 7 dokters nou op sosiale media wat ons volg. Dr. Erik Berg, Stenberg, Dr. Wat is die ou van Harvard? Anyway, hy het omtrent so 12 miljoen volgelinge al, en nou ja, so ons leer, ons som op, en ons bring dit vir jou, wel, ons sal nog 'n Engelse weergawe ook doen, maar hier op hierdie stadium gebruik ons Afrikaans net om ons voete te vind, en as ons gemaklik raak met dit, dan sal ons ook 'n Engelse weergawe doen. Jy weet natuurlik, ons is die verspreider en die verskaffer van Genealogics produkte vir jou hele gesondheidsveld. Ons versprei en verskaf die Virecta reeks van Herbal Remedies is beskikbaar. Ons is opgewonde oor ons nuwe reeks Fabian Ambiance, waar ons 'n soy kers doen, 'n massage oil,
room and linen mist en 'n diffuser, pragtige bottel, baie duursaam vir daai spesiale geskenk vir Moedersdag, vir Vadersdag, vir Kersfees, 'n verjaarsdag geskenk of vir daai extra special pel, want hy gaan 6 maande na 'n jaar toe hou in jou huis en hy lyk duursaam en hy ruik fantasties. Nou ja, as jy waarde vind hier by Adult Pharma met wat ons doen, zero cost to consumer information and advice. So dis ons doel, ons gee vir jou die inligting sodat jy goeie en informed besluite kan neem. As jy van ons video hou, geef ons 'n duimpie, share dit, los 'n kommentaar om te sê, weet jy wat, ek wil meer weet van dit of dat of die of daai, en ons gaan doen ons huiswerk en ons laat weet vir jou. Ons is ook op TikTok, jy kan ons daar gaan loer, Dick Marston @Adult Pharma, dit is ons marketing name, ek weet nie, ja, ek het hom aan, daar is hy, Dick Marston @Adult Pharma, nee. Nou ja, ons praat met jou volgende week, dan gesels ons oor die dopamine circuitry. Adult Pharma, where we get you bedroom ready, on demand with instant, over-the-counter wellness supplements and sexual health products, and where we liberate the conversation about sex. Sien jou volgende week.